Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is André Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Nou ons gaan vanmôre gesels oor 'n baie interessante onderwerp en dit is die onderwerp van genade, genade onbeskryflik groot. En as ek vir jou sê, ek gaan letterlik net 'n gedeelte kan raak van hierdie onderwerp, want hierdie onderwerp is so groot, dit is so intiem, dit is so persoonlik dat ons sal dit nie in een diens kan doen nie. So ons gaan vandag letterlik net die room so 'n bietjie afskraap van hierdie tema. En ek wil begin deur om jou te vat na Efesiërs 2 vers 4 tot 9. Ek lees vir ons voor. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Genade onbeskryflik groot. Een woord wat alles verander. Een woord wat alles verander. As ons wil eerlik wees vanmôre met onsself, sal ons besef daar is tye in ons lewens wat ons glad nie kan beskryf nie behalwe deur die woord van genade. Dink dit gou vir 'n oomblik daaraan. Daar's soveel goed in jou lewe wat jy al gedoen het en wat jy al gesê het, aksies wat jy geneem het, besluite wat jy gemaak het waarvoor jy absoluut skaam is. Maar tog is jy vanmôre hier. Tog is jy vanmôre hier. Jy het dalk deur tye gegaan wat jy gevoel het jy gaan sink, jy gaan nie bo uitkom nie. Dit voel of jy net versuip en dit voel of die wêreld net indruk en jy voel of jy net nie uit hierdie moeilike en uitdagende seisoen gaan uitkom nie. En tog sit jy vandag hier. Tog het daar onverklaarbare krag gekom wat jy gedra het. Jy sien dalk 'n deur wat oopgaan wat jy geweet het vir jou siel dat daar is absoluut geen manier wat menslik gesproke is hierdie deur sal oopgaan nie, maar hierdie deur het oopgegaan en dit is absoluut genade. Familie, dis nie geluk nie, dis nie toeval nie, dis nie eie slimheid nie, dit is wat ons noem genade, genade, genade. Genade onbeskryflik groot. Die wêreld waarin ons leef is hard en koud. Jy verdien wat jy kry. En as jy fouteer, dan betaal jy die prys. Jy betaal die prys. Maar God werk anders. In sy koninkryk is daar een woord wat alles kom verander en dis die woord genade. John Stott, een van die groot Bybelkommentators, het hierdie woorde gesê. Hy sê, genade is liefde wat afbuig na die onwaardige toe. Genade is liefde wat afbuig na die onwaardige toe. En dit is presies wat God gedoen het in Jesus Christus. Hy het ons toe afgebuig in liefde, nie omdat ons dit verdien nie, absoluut glad nie, maar juist deur suiwer en heilige genade. Dis al wat plaasgevind het. Iemand het eendag gesê, genade is wanneer God jou in jou diepste faal ontmoet, jou optel, jou skoon was
en jou 'n plek gee aan sy tafel asof jy nooit geval het nie. Dis wat genade is. Dis hoekom die evangelie so anders is as enige ander boodskap wat daar buite is. Ons geloof is nie gebou op wat ek en jy vir God kan doen nie, maar ons geloof is gebou op dit wat die Here vir my en vir jou kom doen het aan daardie kruis. Daarom sê Paulus in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God, meaning daar's niks wat ek op hierdie aarde kan doen, wat my gaan maak, dat ek hierdie genade verdien nie. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede op homself trots te wees nie. En dit bring my by hierdie bekende lied, wat ek en jy so goed ken, en dit is Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace hath brought me safe this far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Yea, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. En dan sluit hy af met hierdie gedeelte. Hy sê, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less to sing God's praise than when we first begun. Wat 'n absolute besonderse lied wat ek en jy sing. Hierdie lied is geskryf deur John Newton in 1772 en sy lewe was werklik 'n bewys van God se genade. Hy was so ongered soos 'n pannekoek gewees. Newton was grof, hy was lief vir drank gewees en hy was aktief betrokke by slawehandel voor sy bediening. Hy het duisende mense in kettinge verkoop, duisende mense. Hy beskryf later in sy lewe, sê hy hierdie woorde, hy sê, my lewe is 'n wrak wat die genade van God ontmoet het. Absoluut mooi. Op 10 Mei 1748 in 'n storm roep hy uit na die Here toe en die Here red hom en hy kom tot bekering en dit is die begin van 'n ongelooflike lewe wat die Here vereer. Hy word 'n predikant, verkondig die evangelie en gebruik sy lewe om van God se genade te getuig. En so skryf hy hierdie bekende woorde wat tot vandag toe 'n getuienis deur die eeue weer klink. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dis waarom die lied mense steeds emosioneel beweeg. Wanneer ons daai lied gaan luister en ons gaan nou gaan ons na daai lied luister. Wanneer ons na daai lied luister, wanneer ons na daai woorde luister, dan kan jy nie help om emosioneel geraak te word nie. Want dit is nie net poësie nie, dis 'n lewende getuienis, 'n lewende getuienis. Nou wat beteken hierdie woord en aksie genade in my en jou lewe? Genade beteken God gee my wat ek nie verdien nie. Ek verdien oordeel, maar hy gee vergifnis. Ek verdien dood, maar hy gee lewe. Ek verdien verwerping, maar hy gee aanvaarding. Hy gee aanvaarding. Die Bybel sê baie duidelik, hy dra nie doekies om nie. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En dan Titus 2 vers 11 sê die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn, in my en jou lewe verskyn. Psalm 103 vers 8 tot 11 verduidelik dit so mooi, hy sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie.
Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Familie, God se genade is absoluut groot en beskikbaar vir my en vir jou. Maar ek en jy durf nie dit goedkoop maak nie. Ek en jy durf nie dit net neem, dieselfde goed doen nie, weer teruggaan na hom toe, weer genade ontvang, selfde goed doen nie, weer teruggaan, genade ontvang, weer dieselfde goed doen nie. Ons durf nie dit goedkoop maak nie. Want ek weet nie of jy dit besef het nie, maar jy is absoluut duur gekoop. Dit wat Jesus aan die kruis vir my en vir jou kom doen het, was nie 'n speletjie gewees nie, dit was nie iets ligs gewees nie. Hy het sy lewe kom neerlê vir my en vir jou, sodat ek en jy lewe kan hê, sodat ek en jy daai genade kan neem en kan vat vir ons. Max Lucado het gesê, as genade 'n rivier is, leef ons almal op sy oewers. Jy kan jou vuil wasgoed inbring en God was dit skoon. Hy maak ons skoon. Maak ons skoon. Maak nie saak hoe ver jy van God af is nie. Maak nie saak wat jy in jou lewe al gedoen het nie. Maak nie saak watter aksies jy geneem het of watter sonde in jou lewe is nie. As jy op 'n plek kom waar jy ten volle berou het oor wat jy gedoen het, oor jou verlede, en jy kom op daai plek en jy sê, Here, ek kom gee alles oor vir U, dan gee hy vir my en vir jou genade. Genade onbeskryflik groot. Genade loop soos 'n goue draad reg deur die skrif, van Noag en tot verder. Noag, Genesis 6 vers 8 sê, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Wat van Moses in Eksodus 33 vers 19, toe Moses gevra het, ek wil die Here sien, ek wil U sien. Die Here sê vir hom, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Wat van Dawid in Psalm 51 vers 1, wat sê, wees my genadig, o God, volgens U groot barmhartigheid. Wat van Israel? Keer op keer het hulle geval, maar God het hulle herstel, keer op keer. Jesus in Johannes 1 vers 16, wat sê, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Die hele evangelie is 'n genade verhaal, familie. Van die tuin van Eden tot Golgotha, van die kruis tot die oop graf, van die oop graf tot Jesus se hemelvaart en die uitstorting van sy gees, en natuurlik strek dit so ver tot vandag toe. Genade is meer as net vergifnis. Baie mense dink, wanneer ons genade ontvang by die Here, dan stoot hy net ons sonde een kant toe, en ons kan maar net leef soos wat ons wil leef. Nee, genade gaan verder. Genade verander jou, genade herstel jou, genade draai jou wanneer dinge moeilik raak. Jy kan nie dieselfde bly wanneer jy God se genade ontvang nie. Jy kan nie, jy durf nie dieselfde bly nie. Jy durf nie dieselfde bly wanneer jy op jou knieë gaan en sê, Here, hier is ek gee vir U alles, en ek wil hê dat U my ten volle herstel, my ten volle genees, my ten volle nuut maak. En dan gaan jy maar net weer terug na jou ou lewe toe. Dis wat die wêreld doen. Dis wat ons daar buite kry. Genade wat goedkoop geraak het. Want dis mos oorvloedig. Dis onbeskryflik groot. So wat doen ons? Ons gaan vra die Here se genade, ons vra die Here se vergifnis, en ons gaan sê vir hom jammer, en dan beweeg ons net weer uit, dan gaan doen ons presies dieselfde wat ons gedoen het die vorige keer. Dan gaan ons maar net weer terug en doen presies dieselfde. Die siklus herhaal net homself. En dis goedkoop genade. Familie, ons durf nie dit doen met die Here nie. Hy's nie ons speelmaatjie nie. Hy's 'n absolute heilige God. Hy's 'n regverdige God. Hy's 'n God wat glad nie, wat sonde haat. So erg, as jy wil weet hoe ernstig sonde is vir God, gaan kyk na die kruis. Iemand moes sterf. Jy moes sterf. Maar hy het jou plek ingeneem. En my plek ingeneem. En vir ons genade betoon. Paulus, wat 'n man is wat Christene vervolg het en laat doodmaak het, hy kon sê in 1 Korintiërs 15 vers 10, hy sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. Paulus kom erken in diepe nederigheid dat alles wat hy geword het,
alles wat hy geword het, sy roeping, sy bediening, sy geloof, sy suksesse, alles is te danke aan God se genade. Paulus onthou waar hy vandaan gekom het. Hy weet wie hy was voor die Here met hom ontmoet het, op daai pad na Damaskus toe. Een oomblik van genade wat sy hele lewe kom verander het. Familie, wanneer mense ons te nakom, wanneer mense ons vervolg, kom ek maak dit meer persoonlik, wanneer mense ons kinders seermaak en ons familie seermaak en ons vriende seermaak, man, jy wil daai persoon platmaak met die aarde. Nie waar nie? Jy wil hom terugkry. Jy wil net hom heeltemal uitstoot een kant toe. En hier kom God en hy kom ontmoet met Paulus. Paulus is op pad om Christene te vervolg. Paulus is op pad om dit te doen wat hy die hele tyd gedoen het. En hier daag Jesus op en hy gee genade aan hom. En daai genade verander alles. Verander alles. Hy is iewes skielik 'n persoon wat mense vervolg het, Christene vervolg het, is hy verander na die persoon wat amper die helfte van die Nuwe Testament geskryf het. God se genade het nie sy verlede net vergewe nie, maar dit sy toekoms geherdefinieer. Paulus sê eintlik, alles wat ek is omdat God my genadig was. En daardie genade het my verander, gevorm en vorentoe gedryf om my lewe tot eer van sy naam te leef. Dis wat gebeur het, dis wat genade gedoen het. En hierdie genade gaan verder. Julle sal onthou toe hy gebid het in 2 Korintiërs 12, toe bid hy en vra dat die Here hierdie doring in die vlees kom wegneem. En ons weet nie wat presies daai doring in die vlees was nie. Maar hy het gebid en hy het gesmeek. En wat was die Here se woorde vir hom gewees? My genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Ek weet nie waardeur jy gaan in jou lewe nie. Dalk is daar 'n ding wat jy mee stoei. Dalk is daar 'n ding wat jy al vir baie lank mee worstel. En vir die Here vra, asseblief Here, kom neem dit weg. Kom voorsien. Kom verander die omstandighede. Kom bring ons uit hierdie seisoen uit. En die Here se antwoord vanmôre is vir jou, my genade is genoeg. Dis al wat jy nodig het. My genade is genoeg. Paulus sê Paulus gaan verder, hy sê my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Dan sê hy hierdie woorde, hy sê daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Familie, is die genade werklik genoeg vir jou? Kan jy daarin vashou vanmôre? Sê, maak nie saak wat my omstandighede is nie, maak nie saak waarmee ek stoei nie, ek hou vas in sy genade, want dit is genoeg vir my. Genade is dis nie 'n goedkeuring om aan te hou Sondag nie. Dis die krag om op te staan en anders te leef. Anders te leef. Newton se bekering het nie net homself verander nie. Hy het sy invloed gebruik om 'n jong parlementslid met die naam van William Wilberforce aan te moedig om slawerny te veg. Wilberforce wou aanvanklik die politieke verlaat en hy wou 'n predikant word, maar Newton het vir hom gesê en aangemoedig, bly waar jy is, die Here het jou daar geplaas. Bly waar jy is, want die Here het jou daar geplaas. Jare later, na dekades se stryd, is slawerny in Brittanje afgeskaf. Newton se eerlike en rou getuienis het 'n hele samelewing beïnvloed. Dit het begin by daai man, dit het begin by genade wat die Here getoon het by daai man, daai spesifieke man. En dit het uitgevloei. Hy het gesê ek was 'n groot sondaar, maar Christus is 'n groot verlosser. 'n Groot verlosser. Dit is die krag van genade. Genade maak van 'n gebroke mens instrumente van verandering. Instrumente van verandering. Mag ek vir jou vra, wat het die impak van genade op jou lewe? Wat beteken dit vandag vir jou? Hoe dit ander mense bevoordeel? Hoe dit wat die Here in jou lewe kom doen, hoe dit oorgespoel na ander mense toe? Hoe dit oorgespoel in die res van jou lewe? Want jy durf nie dit net vir jouself hou nie. Absoluut nie. Ons is geroep om ligdraers te wees. Ons is geroep om genade uit te vloei na buite toe. Hoe het dit ander mense geraak? Die impak van genade vandag. So waarom raak hierdie boodskap steeds mense se harte vandag? Want elkeen van ons het dit nodig. Elkeen van ons het genade
nodig. Ons leef in 'n prestasiegedrewe wêreld. Jy moet beter wees, jy moet vinniger wees, jy moet sterker wees. Maar genade sê ek aanvaar jou waar jy is. Ek aanvaar jou waar jy is. Ek keer nie goed wat jy doen nie, maar ek aanvaar jou waar jy is en ek wil jou nader na my toe bring. Nader na my toe bring, sodat genade jou kan verander. Sodat die krag van die Here jou kan verander. Ons leef in 'n veroordeelde kultuur. Mense is vinnig om jou te veroordeel, maar God sê ek maak jou skoon. Maak jou absoluut skoon. Ons leef in 'n gebroke wêreld, maar genade bring genesing waar niks anders kan nie. Niks anders kan nie. Dink aan die verlore seun in Lukas 15. Hy kom terug, hy's stikkend, hy's gebroken, hy verwag straf, hy het alles verloor, hy het letterlik en figuurlik niks nie. En wat doen die pa? Hy hardloop hom tegemoet. Hy omvou hom, hy druk hom vas, hy soen hom en hy herstel sy eer weer. En hy sê die woorde, my seun was dood en hy leef weer. Hy was verlore en hy is gevind. Dit is genade. Dit is genade. So wat beteken genade onbeskryflik groot vandag vir jou en vir my? As ek hierdie woorde neem, as jy hierdie woorde neem en aanvaar, as jy genade aanvaar, dis soos wat Dominee Rudy verlede Sondag gepreek het, is soos daai water wat jy vat, jy moet dit neem vir jouself. Genade is beskikbaar, maar jy moet dit neem. Jy moet dit vir jouself vat. Dan bely jy hierdie 4 waarhede. Ek was verlore, maar nou is ek gevind. My lewe het rigting gekry. Ek leef vry van skuld, soos Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek het nuwe identiteit gekry, ek lewe nie meer soos die ou self nie, maar ek lewe in hierdie nuwe identiteit wat die Here vir my gegee het, in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. En vierdens, ek hoop vir die toekoms. Ek het hoop vir die toekoms. Hoop vir die toekoms. God se genade dra my deur elke storm, deur elke storm. Familie, ons lewe regtig in 'n tyd wat dinge morbied is daar buite. Gaan sit net die nuuskanaal aan. Man, dit is net negatiewe goed op negatiewe goed op negatiewe goed. Dis morbied, dis hopeloos daar buite en dis wat die vyand wil doen. Hy wil hê ons moet aan daai strik trap waar ons moedeloos raak, waar ons morbied raak, waar ons negatief raak. Maar die Here sê ek het genade vir jou getoon sodat jy hoop kan hê vir die toekoms. Dat jy opgewonde kan wees. Dat hy is nog steeds die een op die troon. Hy is nog steeds die regverdige een. Hy is nog steeds God almagtig en hy is die een wat teenwoordig is nog steeds vandag. So hoe leef ek in hierdie genade? Eerstens, ek ontvang hierdie genade. Ek neem dit wat ek nie kan verdien nie. Daar's niks wat jy kan doen om dit te verdien nie. Jy neem dit en jy sê dankie vir die Here. Tweedens, jy leef dit uit. Deel dieselfde genade met ander mense. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees vriendelik en barmhartig teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Gedeel die genade, laat dit oorspoel in ander mense se lewens en getuig daarvan. Jou lewe moet 'n lied wees van genade wat Jesus vir my en vir jou kom bewys het. C.S. Lewis het gesê, die een ding wat Christene uniek maak is genade. Wanneer laas het jy vir iemand vertel wat die genade van die Here Jesus Christus in jou lewe beteken en wat dit kom doen het? Wanneer laas het jy getuig? Wanneer laas het jy vir iemand gesê, hoor ek wil jou net vertel wat die Here in my lewe kom doen het? Ek was blind, maar nou sien ek. Ek was verlore, maar nou is ek gevind. So ten slotte, John Newton het aan die einde van sy lewe het hy hierdie woorde gesê. Hy sê ek onthou twee dinge. Hy sê 1, ek is 'n groot sondaar. 'n Groot sondaar. En tweedens, Christus is 'n groot verlosser. Maak nie saak waar jy is nie. Christus is 'n groot verlosser. Maak nie saak met wat jy stoei nie. Maak nie saak met wat jy hou vas in jou lewe het nie. Wanneer ek en jy na Christus toe gaan, wanneer ons na God toe gaan, wanneer ons in berou ons sonde erken en dit vir hom gee, betoon hy genade teenoor my. Maar daai genade deur gaan op 'n dag
gaan dit toegeslaan word. Ek weet nie of julle kan onthou, daai een boodskap wat ek gepreek het, waar ek hier uitgestap het en die deur toegeslaan het. Op 'n dag gaan die deur toeslaan. Op 'n dag het ons nie meer daai vrymoedigheid om na hom toe te gaan nie. Op 'n dag gaan dit finaal wees, en gaan ek en jy voor God staan, en hy gaan vir jou sê, ek het vir jou genade betoon, ek het dit beskikbaar gestel vir jou, ek het alles gedoen in my vermoë om by jou uit te kom, maar jy het jou hart se deur toegesluit vir my. Jy het die klop gehoor aan jou hart se deur, en jy het nie oopgemaak nie. Jy het geweet ek is daar, maar jy het nie aangegryp aan my nie. Wat sal ons dan nie sê nie? Genade is die kern van ons geloof, en daarom sing ons met trane van dankbaarheid, sing ons genade onbeskryflik groot. Het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Kom ons sit so, en dan sluit ons oë. Here, ons almagtige Vader, U is ons koning. Ons kom vanoggend voor U in heilige ontzag en diepe dankbaarheid. U is die God van genade, heilig en regverdig, maar ook vol barmhartigheid en liefde. As ons terugkyk oor ons lewens, sien ons soveel oomblikke waar U genade ons gedra het, selfs toe ons nie eens besef het nie. Ons kan regtig saam met die digter eintlik sê, genade onbeskryflik groot, het U oor 'n sondaar soos ek gestroom. Here, ons bely vandag in nederigheid, soos wat Paulus ook dit bely het, en getuig het daarvan, dat ons niks verdien het nie. Ons eie werke, ons eie pogings, ons eie regverdigheid is soos vuil lappe voor U. Here, ons was verlore, maar U het ons gevind. Ons was blind geweest, maar U het ons oë oopgemaak. Ons is hopeloos sonder U, maar U het ons hoop gegee deur die Seun, Jesus Christus. Dankie dat U kruis die plek is waar U genade en die regverdigheid ontmoet het, en dat die bloed van Jesus die prys ten volle betaal het. Vader, ons dank U dat genade nie net iets is wat in die verlede is nie, maar dat elke môre nuut is. U woord sê, U barmhartigheid is elke môre nuut. Groot is U trou. Vandag leef ons nie net omdat U genade ons dra nie, maar omdat U ons dra. U Gees ons dra. Elke asemhaling is 'n geskenk uit U hand uit. Elke kans om weer op te staan na 'n val is U genade. Elke traan wat U afvee, elke sonstraal wat deurbreek na die nag van pyn, is U genade. Onbeskryflik groot. Here, ons bid dat U hierdie genade nie net 'n teorie in ons koppe sal bly nie, laat dit nie net woorde sal wees nie, maar dat dit 'n werklikheid in ons harte sal raak. Laat ons leer om te leef as mense wat die genade smaak en uitstraal. Laat ons dit oorvloei in ander mense se lewe. Laat dit oorborrel in ons lewens. Help ons om genadig te wees teenoor ander mense, om te vergewe soos U vergewe, en om te dra soos U ons dra, en om lief te hê soos U ons liefhet. Ons bid vir elkeen wat vanoggend hier sit met 'n gebroke hart. Here, U ken daai hart. Soos wat hierdie ook vanoggend gebid het. U weet wie ons is. U weet of ons sit of staan. Julle sal U genade hulle optel. Vir elkeen wat swaar dra onder skuld en veroordeling, laat hulle die woorde hoor van Paulus dat daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir elkeen wat moeg is en moedeloos is, bid ons dat U genade vir hulle krag en nuwe hoop sal gee, nuwe energie sal gee. Here, dankie dat die genade genoeg is vir elke situasie. Paulus het dit beleef toe U vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg, my genade is vir jou genoeg. So Here, ons bring ons swakhede na U toe. Ons sonde, ons vrese, ons twyfel, ons stikkende drome. Ons kom lê dit voor U voete neer. Ons kom lê dit voor die kruis neer. En ons kom vertrou dat U genade groter is as alles wat ons ooit sal in die gesig staar. En Here, ons kyk vorentoe met hoop. Ons kyk met 'n toekomsverwagting, want U genade het nie 'n vervaldatum nie. Dit sal ons dra tot in die ewige lewe. Op daardie dag wanneer ons van aangesig tot aangesig voor U staan, sal ons steeds sing, hoe groot is U genade. Hoe groot is U genade. Here, ons sê vir U dankie vir vanmôre.
Dankie vir die woord. Dankie dat die woord nooit leeg gaan na ons harte toe nie, maar vol van waarheid, Here. Ons kom hou vas aan daardie genade wat U vir ons gee vanmôre en ons kom sê dankie daarvoor. Here, net ten laaste wil ek vir U vra, help ons om genade nie goedkoop te maak nie, maar help ons om genade effektief te maak in ons lewens, dit in ons harte lewend te maak en laat dit oorvloei na buite toe. Here, ek sê vir U dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir alles wat U vir ons kom doen. Ons is so lief vir U en ons wil U naam kom verheerlik. Mag U nou verheerlik word deur alles wat ons in hierdie week doen, wat ons aanpak, die keuses wat ons maak, dit wat ons doen, mag dit vir U al die eer bring. Ek sê vir U dankie. Dankie vir alles. In Jesus naam bid ons dit en almal sê saam, amen.